Nuusboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Ons almal ken die gesegde, wat jy saai sal jy maai. Dis nie ultimate nie, maar dit geld ook vir regte saad. Ja, want as jy die regte saad plant, gaan die oes net soveel beter wees. Vandag gesels ons met Shaun Freeman, 'n saadkenner van formaat. Glo my, julle wil hierdie episode mis nie. Hallo julle, dis lekker om saam te kuier. Welkom by Nuusboere. In hierdie episode van Nuusboere, ons kuier by die bekende Pretoria Boeremark. Dis 'n mark met 'n sterk hartklop waar maklik 6000 mense op 'n Saterdag bymekaar kom. Daarna vat ons die pad na Skerpenheuwel-Vallei. Dis in hierdie bekoorlike landskap waar die bekroonde Rio Lago Olive-estate, 'n familiesaak, sedert 2010 oor die 18000 Italiaanse cultivars olyfbome geplant het. Dis 'n hoogs gespesialiseerde nisboerdery wat reeds gesogte toekennings ingepalm het. Hier is Corneille en Shaun. Hallo julle en baie welkom by hierdie aflewering van Nuusboere. En ook aan jou Shaun, baie welkom. Dankie Corneille. Shaun, ja, jy's die stigter van Living Seeds en ek kan glo daarmee nou al duisende tonne se saad en groente geproduseer is met die saad wat jy gekultiveer het. Corneille, ja, dis 'n eer om te weet dat daar duisende families wat ons saad kweek om hulle self te voer, maar ook 'n inkomste kry met ons saad. Op daai noot Shaun, kom ons kop af. Die Pretoria Boeremark is 'n groot mark en is verseker ook 'n lekker mark vir die hele gesin. Maar dit herinner ons ook aan die belangrikheid van markte, want elke boer is altyd op soek na 'n plek waar hy sy produkte kan afsit. Nuusboere het gaan kyk wat hierdie mark anders te maak. Dit het begin met TLISA wat besluit het hulle wil 'n platform skep waar boere hulle produkte direk aan die publiek kan verkoop. Toe het hulle in 1992, 1 Oktober, begin met die boeremark hier in Pretoria en ons is nou seker so van 2018 af. As ek reg onthou, is ons op hierdie terrein. En die TLI het hierdie grond gekoop. So hier is ons nou permanent en van hier af bedryf ons nou juist daai platform waar die boere direk hulle produkte kan verkoop. Ek dink ons is juist uniek omdat ons daai vars produkte bied. Dit is ook hoekom die tyd so vreemd is vir baie mense. Hulle kla daaroor, maar dit is 'n rede van 06:30 die oggend tot 10:30 sodat die boere hulle vars produkte kan verkoop. En dan het ons aan dit 'n hele pakkie wat ons saamstel. Ons keer uitstallers goed waar jy dan vir die hele gesin, vir man, vrou, kinders, oupa, ouma, almal iets bied om te kry. So jy kom nie net om inkopies te doen nie. Jy doen jou weeklikse inkopies hier, maar dan kry jy ekstra goed soos oorbelle en 'n bietjie leerwerk, skoene, handsakke en so meer, 'n hele pakkie vol van dit. Pret vir die kinders, ons het 'n paar plaasdiere hierso. So dis nie net 'n inkoopie nie, dis 'n inkoopie, ietsie eet, jou Saterdagoggend op die regte noot begin volgens ons en die res van die dag is nog joune. Ons het so 400 uitstallers en dan ons besoekers, wat natuurlik ons sukses is, draai die laaste 4 weke by oor die 6000 mense per Saterdag. Ons is baie trots daarop en baie dankbaar daaroor, maar dit is 'n genade vir almal en die hoeveelheid besoekers is nie 'n probleem nie. Ons het parkering en omdat die mense kom en gaan en inkopies doen, is dit nie 'n probleem of 'n uitdaging nie. So ons het maar 'n keuringsproses om stalletjies goed te keer. Ons het 'n komitee wat sit. Ons gee voorkeur aan uitstallers wat die produk self maak of self plant of self boer. Ons het 'n paar ander produkte wat ons ook toelaat om die pakkie op te maak vir die besoeker sodat hy dan iets van alles hier kan kry. Die proses is jy moet op die webblad gaan aansoek doen. Die komitee sit dan, ons laat weet jou dat jy goedgekeur is al dan nie. As jy goedgekeur is, kom jy na die mark toe, ons wys vir jou wat's beskikbaar en dan kies jy jou stalletjie. Maar ons doen ook moeite om te gaan rondvis. Want ons soek uitstallers in spesifieke produkte hier nie. Almal weet dat hulle hierdie geleentheid hier het om hier te kom uitstal nie. En dan gaan nooi ons mense om spesifieke produkte hier te kom aanbied sodat ons vir ons besoekers die volle pakkie kan aanbied. Ja, so ons die mark vars probeer hou is juis om ad hoc uitstallers ook te kry. Ons uitstallers oor die algemeen is permanente uitstallers. Dit maak dit vir die publiek lekker. Hy weet wat hy waar kan kry. Kan dit elke Saterdag hier kom kry, sy inkopieslys. Maar dan moet ons natuurlik sorg dat dit nie 'n selfde ou ding elke Saterdag is nie. En dan nooi ons mense of ons laat hier en daar ouens toe met 'n nuwe ding, 'n vreemde ding, iets wat ons waarskynlik nie sommer sal toelaat permanent nie, maar vir 'n keer sal dit 'n snaaksigheid wees
En op daai manier sorg ons dat ons uitstallers 'n besonderse en ons besoekers 'n besonderse ervaring het. Ja, hier kom uitstallers van reg oor die land, baie van die nadere omgewing, maar dan het ons beesboere en skaapboere wat van wyd en suid afkom, skaapboere van Douglas af, van die Vrystaat af, jou avokadopere, daai subtropiese tipe goed van Zanin af. En dan het ons baie vreemde goed hier wat ek dink baie mense nog nooit geëet het nie, soos cucamelons en jou seisonale goed. So om die grond te onderhou is nogal 'n voltydse werk. Ons is deur die week elke dag hier behalwe Sondag. Ons personeel sny die gras, ons met al hierdie bome. Ons het hierdie bome self geplant net so terloops. Ons het 600 bome geplant toe ons hiernatoe getrek het. Om dit te doen, gebruik ons die stalletjie fooie wat die stalletjies betaal want ons verhuur die ruimte. Hy huur die ruimte en dan gebruik ons dit om die terrein in stand te hou. Maar die fooie wat oorbly gaan vir TLESA. Hierdie is TLESA se inisiatief. Hulle het dit begin en hulle gebruik dan die fooie om hulle lede, die boere, te ondersteun in vele opsigte wat boerderyondersteuning moet wees om te beding vir pryse, om te beding vir platforms waar hulle produkte kan verkoop, uitvoere en so meer, al daai goed wat daarmee gaan met die ministerie en so meer. So die fooie word in 'n hele lyn gebruik vir die uitstallers, op die einde vir die boer, so dis 'n sirkel wat weer terug gaan na die boerdery toe. Goed, so wat die boeremark betref en die hoeveelheid mense wat hulle in diens het, het ons 4 arbeiders wat die terrein in die gang hou. Op die Saterdag self is natuurlik ons besigste en aldag wat ons oop is. Dan het ons so 16 tot 20 mense wat hier is wat veiligheid doen, ons het mense wat parkering doen. En die parkering is ook maar 'n geleentheid wat ons bied vir mense om hulle fooitjie te in. Hulle kry net fooie wat die publiek vir hulle gee. En dan wonder ek self, hoe diep gaan dit met al die uitstallers hier wat hulle help, maar ek weet daar is boere wat hulle kinders op universiteit hou met wat hier gebeur op die boeremark. Daar is stalletjies wat gesinne, vele gesinne in diens het om hulle te help om hulle produkte voor te berei deur die week sodat hulle hier kan koop. So ons het maar 'n sagte plekkie ook. Ons het hier kerke en sulke soorte stalletjies wat ons toelaat om hier te kom verkoop. Ons bied platform vir die dowe gemeenskap. Ons het 'n stalletjie hier met net dowes wat koffie verkoop. En dan het ons hier en daar maar 'n ondersteuningsstalletjie wat ons vir mense gee en sê, goed, begin hierso. Ons sal jou help om aan die gang te kom. Ons luister maar na ons hart. Op advies sou vir 'n jong entrepreneur sou ek sê, man, as jou produk, prys of diens reg is, ten minste een van daai baie swaar weeg, is die kans op sukses nogal groot. Die tyd wat jy daarin sit en die ander ding wat ek van hou persoonlik is netwerk. Bou 'n netwerk, kry die regte mense om jou, kry die regte ondersteuning om jou. Ek dink die res is dan iets wat self moet uitrol. Net hierna, ons besoek 'n bekroonde olyfolieprodusent naby Robertson. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. En nou is dit tyd vir iets heeltemal anders. Rio Lager Olive Estate tussen Woester en Robertson is 'n familiesaak wat sedert 2010 oor die 18000 olyfbome geplant het. Die boerdery is bekend vir sy kwaliteitprodukte wat reeds gesorgde toekennings ingepalem het. Geniet die bydra. I'm Nick Wilkinson, co-owner of Rio Lager Olive Estate, together with my wife Brenda. We've been on the farm for 15 years, after spending 20 years in Central Africa as expatriates. And after 20 years, annual medicals started to show up. You needed perhaps a change in lifestyle. So we looked throughout the Western Cape and came across Rio Lago, not quite in the same shape it's in now, and thought, well, this is a challenge, and backed ourselves rather than waiting for corporates to back us. And here we are 15 years later. I'm a firm believer if you're going to take on something, you either do it properly or don't do it at all. So when we decided on an olive farm and producing olives, I traveled around the Mediterranean countries and looked at different producers of equipment and happened across Giorgio Amori, who is just an incredible individual at tasting, producing and reflecting on olive oil. He was one of the only companies that listened to what I wanted to set up.
And basically, as a background as a chartered accountant, you are risk averse. So I wanted 2 processing lines rather than 1. In the case of a breakdown, I always had a second one to resort to. Then further to my travels of exploring the Mediterranean countries, I went and did a master milling course at UC Davis in California. When we bought the farm, they had Italian cultivars, and in all my travels in the Mediterranean, to me, the oil that tasted the best, had the best reputation, and certainly the world over, the Italians to me are the leaders in quality olive oil. And it needs to be hand harvested. So from that point of view, I think that fits hand in glove with South Africa and the needs to find employment for the people of South Africa. Hence, I'm a pursuant of Italian olive oil. I still think it's the best and will never do anything other than Italian olive cultivars. So by Rio Largo is olyfolie 'n passie. Maar die grootste skat van Rio Largo is sy mense. En ons het 'n permanente span werkers, maar gedurende oestyd het ons meer as 80 plikkers wat inkom. Elke jaar kom hulle terug en hulle kom pluk op Rio Largo olywe, omdat hulle al 15 jaar saam met Nick en Marina aankom. Rio Largo sit in die Skerpenheuwel area en ons ondersteun ook ons plaaslike skooltjie. So vir ons is dit nie net die werk wat belangrik is nie, maar ook die mens self en om hom te ontwikkel tot sy volle of haar volle potensiaal. The most important part, if you want to compete on the world stage, you've got to make sure you're on your game in terms of premium. So the most important thing is the maturity of the olive when you pick it. We usually hand pick a little bit earlier than most producers, so we forego yield. You get, in other words, in the processing, you get less oil per kilogram of olives, but it has a higher polyphenol content, and it means it will last longer. The oxidative degradation of the oil is much slower. In addition to that, time frame from when you pick the olives to when you process them, the quicker the better. So what we hand harvest today, we process today. I enjoy the challenge. Making olive oil is not too dissimilar from wine, so I tend to the process myself, and I run down, it never changes in all the businesses I've been in, attention to detail, and if you can't measure it, you can't control it. And in addition to that, hygiene is of prime importance. So our plant runs basically a 12-hour shift. We don't run 24 hours, and every 12 hours the whole production process is cleaned and washed down and then ready for production the following day. So after 15 years, we've got traction in that international market where demand is beginning to outstrip supply. So we'll have to attend increasing the size of the farm and continuing to grow the export market while not limiting what we sell into the local market. As to other developments, packaging innovation drives any business, and we continue to look at better ways of packaging. In addition to that, we're looking to introduce functional oils or olive oils, and that you're using the Cape Floral Kingdom extracts of oil that add to health prospects. So it's kind of looking like an olive oil on steroids. So die tapkannetjie is gebore op Rio Largo. En alhoewel daar al baie soortgelyke produkte in Suid-Afrika beskikbaar is dit nog redelik uniek internasionaal en maak groot opslag. En die uniekheid van die produk is dat jy kan enige iets op die tapkannetjie se ontwerp doen. So baie van ons internasionale kliënte en selfs Suid-Afrikaanse kliënte is lief vir die produk omdat hulle die geleentheid het om enige ontwerp op hierdie tapkannetjie te sit. Hierdie is 'n visie van Brenda Wilkinson en sy het 'n manier gesoek om olyfolie te bewaar en te beskerm sodat dit kan vars bly tot die laaste druppel. Maar Brenda se innovasie stop nie net by die tapkannetjie nie. Dit het 'n baie groter en wyer impak in die olyfindustrie gelaat. Sy glo en sy streef daarna om olyfolie en die kennis van olyfolie en die waarde van olyfolie nie net vir jou gesondheid of in die kombuis nie, maar ook daar is so baie gebruike vir olyfolie en haar grootste missie was om die algemene ou op straat
in te lig en te leer van wat goeie olyfolie is. Entrepreneurs, you've got to have the drive and the motivation because you're going to get clobbered every now and then and think you're not going to get anywhere. And there are a couple of rules as far as I'm concerned. You've got to say no when you need to say no and be able to say no. If you're going to be successful, attention to detail, and at the end of the day, it's putting in the hours and putting in the practice. When you get knocked off your feet, you've got to stand up again and carry on with the challenge. And you've got to have the heart to believe in what you're doing. Sonja, wat 'n pragtige storie en pragtige verpakking. Dit is 'n goeie idee. Fantasties. Ja. As ek 'n olyfboer sou wees, sal ek al my wins uiteet. Ja, dit is lekker om te sien mense altyd so kreatief en dis kom ons nisboere het ietsie anders te gaan doen en dan jou kans vir sukses vir jou produk net soveel beter. Nou ja, ons gaan gou winkels toe en sien julle net hierna. Net hierna, ons gesels met Sean Freeman van Living Seeds. Hier sal jy boer. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. So ja, nou gaan ons lekker gesels. Sê wy as 'n kenner van voedselproduksie seker jy weet meer as baie mense wat ek ken. Hoe sien jy die toekoms en waar sien jy dalk geleenthede of wat moet ons verander of beter doen of anders te doen? Corneille, daar is baie geleenthede. Die mark or let me put it in English. Yeah. The market is wide open for people that are looking to innovate, to bring new products, to bring new services into the market. So it's all you're looking to do is to try and solve someone's problem or someone's pain. If you can do that, people are prepared to look at your product. They are prepared to spend money with you, and you just need to follow up with great service. Ja. So ek hou van wat jy gesê het van as 'n mens 'n probleem oplos, want dis wat ons nou oor die sien, dan het jy ewe skielike geleenthede vir besigheid, maar mense is ook deesdae baie meer bewus of gesondheidsbewus weens sosiale media. Almal wil langer lewe natuurlik. Dink jy in landbou spesifiek en die kweek van gesonde groentegewasse, is daar spesifiek 'n nuwe dryf of 'n nuwe geleentheid vir iemand wat by die huis sit, werkloos, moedeloos en sê maar hier's 'n geleentheid vir my vir werk? Corneille, absolutely. There are so many things that someone looking to break into a niche market. So just a couple of examples. You can look at pastured poultry, doing pastured chickens, raising broiler chickens on grass. Yes. There's a specific way of doing it. We do that once a year. We have a very, how can I put it? We have a very select customer list. We sell out every single year with our pastured chickens. It's a by invitation only option. Yeah, but there's pastured chickens, there's pastured beef, there's pastured pork. You can do pastured eggs. Yes. There are so many different ideas that is a low cost to entry into the market. You could look at doing things like growing a couple of veggies. So you could do a nice color punnet. You can put this punnet together with sweet, mild and hot chilies, or a variety of super hot chilies. Or we supply 30 different types of garlic. We actually grow 30 different types of garlic. Yeah. You guys did an insert with us a couple of years back on the garlic, but we do 30 different kinds of garlic. And you can put garlic punnets together with a sweet, a mild and a really, really hot garlic together with recipes. You could make chili salts, chili spices. You can do garlic spices. There are so many things where all you need to do is find a gap in the market and just fill that gap. Yeah. And once you fill the gap, just expand it. As iemand die saad koop of hulle begin 'n groentetuine, is jou opinie vir sy eie gebruik vir sy familie of is dit ook om af te verkoop om 'n geldjie daai te maak? We sell our seed into two main markets. The first market is the home gardener. The home gardener is looking for organic seed. They're looking for unusual varieties. They're looking for some excitement on their plate. And that's what we provide them. What we also do is we provide seed and planting material to small-scale gardeners, to niche farmers, where they are looking to either increase their niche or actually expand into a brand new niche. And those farmers will use our seed to
increase that seed because we only supply open pollinated seed. So if you plant our seed and you keep it pure, the next season you can harvest our seed. You don't need to go and buy seed again. Nice. Okay, that's nice, yeah. And you can just increase your planting like that. And then they will use our seed to actually increase their planting. We've got a number of customers that, for example, have bought garlic and they are now selling garlic into Europe. Yeah. And that was originally seed supplied by Living Seeds. Ja, kry julle ek wil amper sê die kundigheidsgedeelte is daar opleiding betrokke of kan jy mens video's kry of ou wat nou nie weet waar begin en aan wie se deur gaan klop hy vir raad. Sure, Kone. So we provide on the training side, we have a free training day on our farm the first Saturday of every single month. Well, like this by okay, so you rock up to Living Seeds Farm. It's a free training day, and we will talk about seed saving, how to plant seed, how to make compost, how to make biochar. It's multiple subjects that we will actually cover. For free on our farm the first Saturday of every single month. So that's the first thing that we do. We also have a YouTube channel called Living Seeds Farm. You can go onto our YouTube channel. Most of those training days are actually on our YouTube channel as well. And we've got a Facebook group. Our Facebook group's got over 200,000 people on it. Yeah. And if you're looking for advice, you put your question onto our Facebook group. I promise you, we've got fantastic people on that group. They'll be able to give you advice. Johnny, het is verskriklik lekker geweest om jou hier te hê. Ek het self so baie by geleer en ek dink jy het meer as genoeg geleenthede en idees daar gegee vir die kykers. Is daar ietsie wat jy nog van jou kant wil noem vir die mense wat nou vandag gesit te kyk het en half lus raak om hierdie nuwe plan aan te pak? Kone, I think it's when you're moving into a new niche, rather start off small. And perfect it on a small scale. And once you know what you're doing on a small scale, then double and triple it. Don't go large first and lose all of your finances. Okay. Ja, baie dankie. Dankie dat jy was. Dankie vir die openlike manier wat jy inligting gedeel het. Dit was my waarneming in alles Nisboer idees. Die mense wat met die oop hand wat deel met inligting is die ouens wat suksesvol is. Die ouens wat alles hier naby hulle hart hou. Hulle kom en hulle gaan. So ons sê baie dankie dat jy vandag hier was. Baie dankie, Kone. Ouer gewoonte, dankie ook aan ons spesiale gaste, julle die kykers. Mooi loop en onthou asseblief om ons nisboere te ondersteun. Ja, van my kant ook baie dankie aan Lafat Agriculture se verskaffers, want dis julle hulp en ondersteuning wat vir ons moontlik maak om hierdie tipe programme vir die kykers te bring. En laastens, onthou asseblief ook om al julle nisboere idees vir ons te stuur na die adres wat onder die skerm verskyn. Ons oorweeg elke liewe een wat ons ontvang. Mooi loop, tot ons mekaar weer sien. Hier sal jy boer. Dit is jou land, dit is die plank, wat jou hart opmaak. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.